Geliefdes, die Here konstitueer vanoggend sy vergadering met die woorde van Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. En ons luister vanoggend na die woord van die Here uit Lukas 11 vers 1 tot 13. Lukas 11 vers 1 tot 13. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van die disippels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê: wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê: moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit, die kinders is saam met my al in die bed, en ek kan nie opstaan om vir jou te gee. Ek sê vir jou, al sal hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog terwille van sy onbeskaamdheid opstaan en gee soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vrede sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vrede sal opgemaak. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal opgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra om 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet goeie gawes aan die kinders te gee, veel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Dit is die woord van die Here. Sal ons elkeen wat hierdie woord glo en in sy hart bewaar en daarvolgens gaan lewe, kom bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here God Almagtig, wat self vir ons ontferm het en die Seun gestuur het om ons te red, en ons as kinders vir Uself om te neem, deur aan ons die Gees te gee, deur aan ons die geloof te werk, sodat ons gered kan word. Die wat die Vader in die hemel is, wie se majesteit en heerlikheid tot in ewigheid is. Die wat die koning van die konings en die Here van die Here is. Ons wil U aanbid as ons Vader, omdat U ons kinders gemaak het. En ons kom na U Vader en bid vanoggend ook dat deur U woord, die sakramente, ons sal leer wat dit beteken om kinders van God te wees. Ons ook sal leer wat dit beteken om U as Vader aan te roep, sodat ons ook
dit met vrymoedigheid aan. Here, help ons en lei ons, gee vir ons verhelderde oë van die verstand, en spreek U self deur U diensknegt, sodat dit uitleg van hierdie woord ook vir ons verstaanbaar en duidelik sal wees. En ons daarin kan gaan leef. Dat ons, soos wat Jesus gesê het, hierdie woord kan hoor en gaan doen en daardeur ons huis op die rots van Christus bou. In Jesus naam vra ons. Amen. Lieve broers en susters, ons is tans besig met 'n reeks by die Bybel as 'n Augustus verklaring van 'n dankbaarheidslewe. En ons het op 'n punt gekom waar ons gesê het dat ons die wet van die Here uit dankbaarheid vir hom onderhou. Ons streef daarna as gelowiges om die wet van die Here te onderhou, nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat Jesus Christus ons kom red. En dan, as ons dit sê, dan moet ons dadelik ook erken, en ons in die afgelope tyd dit ook beleef, dat ek wil so graag. Ek wil gehoorsaam wees aan my Vader. Net soos 'n kind wat gehoorsaam wil wees aan hom. Maar as hy homself weer kon kry, dan het hy alweer iets gedoen wat 'n pak slaaf. Dit is hoe ons ook is en voel tyd daar. En daarom wat die Here vir ons in die afgelope tyd gesê het, die belangrikste deel van dankbaarheid is gebed. Die belangrikste deel van my dankbaarheid is om hierdie situasie waarin ek is, te kom en sê, Vader, ek kan nie alleen nie. Ek kan nie dit self doen. Ons het die beeld gehad van 'n kind wat leer swem en wat die pa nie net in die swembad gooi en sê swem. En as die kind al kan redelik swem en hy voel hy raak in die gevaar, het hy net nodig om sy pa aan te roep en te sê, Papa, help my. Papa is daar om te help om weer te kan swem. En dis wat ons nodig het om die wil van die Here te kan doen as gelowiges. Om die hele tyd uit te roep, Vader, help my. Ek kan nie op my eie nie. En daarom kom ons dan vandag by die punt om te vra, met wie praat ek as ek bid? Weet, een van die redelikste goed wat ek al in my lewe is 'n kind wat my pa skry. Dis wat selfsug wys. Selfs groot kinders wat nie hulle ouers eer, soos wat die 5de gebod sê. Maar hulle mis my. Dis nie mooi. En daarom, by die Heilige Katekismus, Sondag 46, vraag en antwoord, en ek vra, waarom het Christus ons beveel om God aan te spreek as onse Vader? In ons teks wat ons vanoggend gelees het, geliefdes, begin Jesus hier wanneer hy sy disippels weer bid. Die disippels besef wat hulle het nodig om so in hulle verhouding met God te leef, as wat Jesus, daar waar hy bid, met God. Jesus, wat daar vanaf kan opstaan, en gaan wonderwerke. Jesus wat daar vanaf kan opstaan, en nooit sonde doen. Hoeveel het sy gebed
gebed tot sy Vader daarmee te doen. Elke keer wanneer hy as mens begin swak voel, en ons lees in die Bybel, dit was gereeld. In die nag sou hy opstaan en hy sou uitgaan na buite en sou gaan bid. En dis by een van hierdie geleenthede waar sy disippels daar by hom kom en sê, Here, hoe kry ons so mooi verhouding met die Vader? Leer ons ook ons so. En hy leer hulle weer daardie eenvoudige gebed wat hy by die bergpredikasie al vir hulle geleer. Die struktuur, die raamwerk vir elke gebed wat ons aan ons Vader behoort. Begin om ons afhanklik van ons Vader in die hemele te erken. Dis waar. In nederigheid voor hom te kan gaan buig. En daarom sê die katekismus, waarom het God ons dit beveel? En antwoord, sodat hy heel aan die begin van ons bede in ons sal werk. Kinderlike vrees en vertroue op God. Nou wil ek vir kinders vraag. Weet jy wat die verskil tussen vrees en bang? Bang wees is as jy stout was en jy weet jy gaan pak slaap. Vrees is so omdat jou baas vlek kan kry. Jy kan sê ek vertrou nie. Dis respek, eer, gehoorsaam, liefde. Om na die Vader toe te kan gaan en te gaan sê, Here, ek is klein. Ek is nie magtig om te doen wat U van my vra. Ek kan dit nie uit myself uit. Daarom kruip ek onder die vlek. Hierdie kinderlike afhanklikheid van die Vader. Kinderlike vertroue en eerbied en respek. Dis eers wanneer hulle hier 14, 15 jaar oud raak dat hulle dit vergeet. Dat hulle vergeet wat dit beteken om in vrees na hulle Vader te gaan, dan is hulle net bang. En omdat hulle bang raak hulle opstaan. Hoeveel keer is dit nie soos by ons ook nie? So ons die tyd is soos hierdie geestelike tieners wat opstandig is, hoe kan die Here van ons goed vra wat ek nie wil doen nie? My eie wil eerder bo sy wil is. Die Here sê ons met 'n kinderlike vrees. Maar ook met 'n vertroue op. Te weet, hy sal my uit die modderige skik van die sonde uit optel. Hy sal my op die rots van Christus plaas. Wat is die grond dit dan? Waar kom ons dan? Hoe kan ek hierdie kinderlike vertroue en vrees in die Here behou? Gronde daarvoor is eenvoudig. God is deur Christus my en jou Vader as jy in hom glo. Efesiërs 1 sê dat God ons voor die grondlegging van die wêreld uitgekies het om heilig en sonder gebrek voor hom in die liefde te wees. Deurdat hy ons vir homself
as sy kinders aangeneem. Maar as hy dit sê in Efesiërs 1, vir wie sê? Sê hy dit vir al die mense in Efese? Nee. Hy sê dit volgens hoofstuk 1 aan die heiliges, die wat glo in Christus Jesus. Hulle sal kinders van God genoem. Sê hy vir ons in Johannes. Nie wat in die wil van die vlees of in die wil van die mens, maar in God genoem is. En hulle het die voorreg en die reg om hom as Vader aan te roep. En daarom wil dat Christus verder gaan en sê dat hy ons veel minder sal weier as wat ons van hom vra om die reg te geloof, as wat ons vaders aan ons aardse dinge sal sê. En dit is wat Jesus in die res van hierdie gedeelte dan ook vir ons wil sê. Vraag 121 vra 'n eenvoudige vraag: waarom moet ons byvoeg wat in die hemel is? Die eenvoudige antwoord daarop volg dat ons nie van ons sy hemelse majesteit minder moet dink as wat reg is. Sodat ons van sy almag alles wat ons verwag vir ons liggaam en ons siel kan verwag. So die katekismes kom en hy sê julle moet nie te groot van julle Vader dink. Dat hy so verhewe is bo julle dat hulle hom nie as Vader kan aanroep nie. Hy gee vir jou. Hy wil jou Vader wees. Dis hoekom hy Jesus Christus gestuur het om jou te red. Hy wil jou Vader wees en dis hoekom sy Heilige Gees in jou kom werk en in jou hart kom nuut maak het, sodat jy vir hom kan doen. Maar aan die ander kant, ons ook nie so min van hom dink dat ons met hom maak soos wat ons met ons aardse paas maak. So min van hom dink dat ons dink hy kan nie doen wat hy beloof het in sy Bybel. Hy is in die hemel. Sy in sy almag, sy heerskappy, sy majesteit, sy vermoë om te gee wat ons nodig het. En in die res van hierdie gedeelte in Lukas 11 fokus hy daarop. Hy fokus daarop om vir ons te sê, ek sal as Vader vir jou sorg. En hy gee vir ons 3 dinge om vir ons daardie sekerheid te gee. Die laaste gedeelte van vers 5 tot vers 13 kan ons gaan sê in die eerste plek gee hy vir ons 'n voorbeeld. In die tweede plek gee hy vir ons die algemene reël. En in die derde plek bevestig hy dat dit sy vaderskap is wat dit sal vasmaak. En wat hy vir ons in sy vaderskap sal doen. Hy gebruik 'n voorbeeld van hierdie man wat by sy buurman se huis gaan klop. En vir hom sê, ek het vriende wat in die nag by my aangekom het. En in daai tyd was dit nie snaaks nie. Omdat dit so warm is al mense in die somertyd verkies om in die nag te reis. En dat in die nag gereis in die herberg van die standjie waar hulle moet aankom is toe en hulle het 'n vriend in die stad en hulle gaan op aan sy bed. Maar hulle het klaar aandete geëet, die 3 broodjies wat hulle gehad het vir aandete is op. En nou by vir hierdie mense gasvry is. En hy gaan klop aan sy buurman se deur. En sy buurman plaas van hom te sê, man, ek is al in die bed en my kind slaap al, ek gaan jou nie nou help nie. Omdat hierdie vriend van hom die vrymoedigheid om ons
En hierbij is die kommentare 'n bietjie verskillend van mekaar. En ek stem dit al fyn saam. Dit gaan nie hier oor iemand wat aanhoudend geklop het totdat die buurman opgaan. Dit gaan hier oor eenvoudig dat hierdie buurman die vrymoedigheid gehad het om na sy vriend toe te gaan en vir hom te gaan sê, vriend, ek het nou jou hulp nodig. Het jy die vrymoedigheid om na die Vader toe te gaan? Maak nie saak wanneer. Maak nie saak wat jou omstandighede is. En jy die vrymoedigheid om na die Vader toe te gaan en sê, Vader, ek het nou dringend jou. Of doen ons dit nou maar net in die oggend as ons opstaan of in die aand voor ons gaan slaap uitgeroep. Ons moet die vrymoedigheid hê. Ons is hierdie buurman te gaan en te gaan vra, want ons Vader wat in die hemel is en ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het vir ons. Toe ons in ons grootste nood. Hoekom sal hy dan nie nou terwyl ek in hierdie aardse lewe 'n krisis het? Of 'n nood het? Of 'n dringende behoefte het? Vir my die deur gaan oopmaak. Jesus sê die eerste tyd in ander woorde, maak nie saak wat jou omstandighede is, kom na my. Jesus se woorde, kom na my toe. Ek sal julle rus. So kan ons met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Ou Testament praat van, of die ou vertaling praat van onbeskaamd. Sonder om skaam te dink. Sonder om te dink, ek is dit nie werd nie. Ek is nie goed genoeg. Selfs onder daardie sonde wat so op my lê. Die ding is wat my weerhou daarvan, want ek is nie goed genoeg nie, kyk hoe sleg is ek. Kyk hoe sondig is ek, die Vader gaan sê, jy is vuil hoop, ek wil jou nie sien. Nee. Kom en hy sê, jy is sonder vrees na my. Met vrymoedigheid. Dan was Jesus Christus met jou sonde af. Dan sien ek nie meer jou sonde raak. En daarom kan jy na my. Daarom kan jy vir my as Vader kom vra. Want ek sien jou net as my kind. Want Jesus Christus het jou en my versoek. In tweede plek sê hy, ons kan dit uit algemene ervaring ook antwoord en sê, was die Here al in jou lewe getrou gewees? Het jy al gaan klop by hom? En het hy opgemaak? Het jy al gaan vra en hy het vir jou gegee? Die dag toe jy tot bekering kom, as jy en jy het sy deur gaan klop en gesê, Here, ek is 'n vuile sondaar. Was my asseblief af. Het hy dit gedoen? Hy het gesê ek sal. Glo jy? As jy nog nie, hoor wat hy sê. Hy wat klop, vir hom sal opgemaak. Jy nog nie jou saak met die Here uitgemaak het, jy is nou nie kans. Voor jy by hierdie nagmaaltafel kom. Eenvoudig te kom sê, Here, ek is vuil. Here, ek kan nie. Dan sê ek vir jou, jy is skoon gewas. Deur die bloed van my seun. Kom sit aan, kom vier saam op my fiets. Die derde plek sê hy sal dit doen omdat hy jou Vader is.
Want net soos wat 'n pa nie vir sy kind, as hy om 'n brood vra, 'n klip sal, of 'n vis vra, 'n slang sal, of 'n eier vra, 'n skorpioen sal. Net so sal jou Vader, wanneer jy om dit bid, die goeie gee. Matteus teks praat hiervan as hy sê, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is vir julle die goeie gee wat julle nodig het. Lukas teks sê, veel te meer sal hy vir julle die Heilige Gees gee. Aan die ander woorde, Jesus maak in Lukas se weergawe daarvan 'n baie belangrike stelling. Maar kom ons vat hierdie stelling van die Hoekom praat hy van 'n vis, 'n brood en 'n eier? Jy het daaroor gewonder. Is dit maar net omdat dit die kos van die tyd is? Ja, 'n groot punt. Maar daar is iets meer. Dit was die padkos vir 'n pelgrim op pad in sy. 'n brood vir elke dag. 'n vis vir elke dag. En 'n eier wat gekook is vir elke dag. Pelgrimskos. Padkos. Ons kan gaan sê, in ons terme sou die Here gesê, as jy vir jou pa vra, ek wil asseblief 'n eierbroodjie hê, en 'n koue worsie hê, en 'n hoenderboutjie hê. Wat gaan jou pa sê? Waar is jou pad heen? Dit wat die Here hier ons sê, julle is op pad aan die ewige Jerusalem. Ek sal vir jou gee wat jy nodig het om daar te kom. Ek sal vir jou alles wat jy op die pad nodig gee, sodat jy veilig en gevoed en versorg in Jerusalem kan aankom. Oggend dek hy vir ons 'n feesdag, omdat ons dit nodig het, gereeld. Herinner te word aan die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. En sy bloed wat vir ons gevloei. En net soos in hierdie brood ons liggame kan versterk en hierdie wyn ons dors kan les, net so versterk Jesus Christus se offer ons geestelike lewens in die formulier, sodat ons hierdie pelgrimstocht kan doen. Jesus trek dit as deur na, wat het jy die nodigste om 'n dankbaarheidslewe te lei? Wat het jy die nodigste in hierdie pelgrimsreis tot by jou dood of die wederkoms van Jesus Christus? Op hierdie reis moet ek my dankbaarheid uitleef. Het ons gesien, dis hoekom God vir ons die 10 gebooie gegee. Ek het nodig om die Heilige Gees van God elke dag op hierdie pad te hê. Want die oomblik wanneer ek nie luister na die Heilige Gees nie, maar my eie sondige gees, gaan ek in ondankbaarheid op 'n verkeerde pad begin. Hoor ons die Heilige Gees as ons die Bybel lees. Lees ons die Bybel om die Heilige Gees te hoor. As die Heilige Gees oor ons kom, dan kan ons gaan leef soos kinders
ons as gemeente die nodigste op hierdie staan. Vrede. Vergifnis. Liefde. Vriende. Goed. Getrou. Selfbeheers. Weet jy waar staan dit? Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees. Ek het die Heilige Gees nodig om hierdie uitdagings van hierdie lewe te kan totsien. Ek het die Heilige Gees nodig om die hart van 'n wêreld wat hom en sy kinders haat te hanteer. Ek het die Heilige Gees nodig om liefde te toon aan mense wat liefdeloos teenoor my optree. Maar net in die krag van die Heilige Gees kan ek die wil van God doen. My aardse pa het 'n sê ding gehad. Hy het gesê 'n mens word deur die Gees regeer. Of die Heilige Gees, of 'n bose gees. Broer en suster, is jou gees onderwerp aan die Heilige Gees, of is dit 'n bose gees? Daardie het my pa nie bedoel dat ons sonde doen net omdat daar van buite af 'n bose gees in ons inkom nie, wat sy volgende woorde was. As die Heilige Gees nie oor my regeer nie, regeer my sondige aard oor. Hoor, my eie gees, as hy nie onder beheer van die Heilige Gees is nie, is 'n bose gees. En daarom wat Jesus sê, wat het jy die meeste nodig om hierdie pelgrimstog te doen? Afgelope week het ek dit reguit getrek ons gemeente. En dit gaan. Wat het ons nodig om die twis en die tweedrag van hierdie gemeente uit te sorg? Ons wat die Here wil dien, vir hom sal gaan vra, hoe wil hy moet ons doen? As ons vandag by 'n nagmaaltafel kom aansit by twis en tweedrag in ons harte, is dit onder leiding van die Heilige Gees, of wil ek iets wat God vir sy kinders gegee het, hulle brood wat hy vir hulle gegee het, vir hulle pelgrimstog, kom vat vir my, wat ek nie verdien, wat ek nooit kan verdien, maar aan wie dit ook nie toekom, omdat ek nog nie gekom het by die punt waar ek gesê het, Here, ek verdien dit nie. En ons kan dit deurtrek na familiekoos, ons kan dit deurtrek na enige ander situasie. Maar ons nog nie tot bekering gekom het oor die sonde wat ons van God skei. Daar het ons die Heilige Gees. En daarom, broers en susters, wat Jesus vir ons kom sê, bid vir die Vader dat hy vir julle die Heilige Gees sal gee.
Vandag sê vir ons as kerk, die nodigste ding in hierdie gemeente op hierdie stadium is om te bid dat die Heilige Gees hart sal sag maak. Sodat ons kan erken dat ons kinders van God is. Sodat ons afhanklikheid van hom as God sal erken. En nie dat ons mag, ons vermoëns kan vir ons 'n plek koop. Hy is ons Vader. Hy is die een wat sorg. Mag hy dat ons sy Gees in ons voel, hoor, as ons in Bybel is. En gaan leef, soos wat hy van ons vra. Verstaan met die sakrament, wat ons voedsel is vir die volgende 3 maande. Dit kan kom en dit kan sê, ek weet, ja, gee vir my wat nodig is. Mag die Here elkeen van ons deur sy Gees nuut maak. Ons het dit nodig. Kom ons gaan bid. Ons Vader wat in die hemel is. Vir dit wat ek vandag nodig. Sodat ek as kind van God met vertroue en kinderlike afhanklikheid onder sy plek kan hou. Amen. Kom ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied net soos in die hemel, so ook hier op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met elkeen van u.